Baie welkom by hierdie week se episode van Woensdag Woord en dankie dat jy ook weer inskakel. Die jaar 2025 is vinnig besig om sy einde te sien en saam daarmee ervaar 'n mens nogal hierdie tyd van die jaar dat baie mense se energievlakke laag is en dat gemoedere sommer vinnig in die rooi beland soos wat frustrasievlakke styg. Ek dink mense sien dit veral in die verkeer. Nou, iemand sê onlangs vir my, November is altyd vir hom die moeilikste maand. Hy sê, dis asof ek net leeg is van binne. Ek is moeg vir mense, ek is moeg vir spertye, ek is moeg om planne te maak, en ek voel net, sê hy, keelvol. Nou, hy het dit eintlik sterker gestel as keelvol, maar kom ons hou maar by keelvol vandag. Nou, daardie woorde het nogal by my gespook, want ek dink baie van ons voel ook so, veral hierdie teen die einde van die jaar. Jy dra dalk al van Januarie af 'n klomp dinge met jou saam en baie van die goed is nog nie opgelos nie. Dalk loop jy met 'n stuk moegheid binne in jou wat meer is as net fisiese moegheid. Dalk voel jou siel ook sommer net moeg. Of soos iemand dit ook al vir my gestel het, my moeg is nou ook al moeg. Nou dalk was jy ook al daar, wanneer jy nie net slaap nodig het nie, maar wat jy eintlik maar net wil wegbreek en vir 'n tyd lank gaan rus. Daardie soort moegheid waar jy weet, jy moet bid, maar jy weet nie lekker wat om te sê nie. Daardie soort moegheid waar jy dalk in 'n groep mense staan en jy saam lag, maar jy voel eintlik niks binne-in nie. Jy voel, jy moet die hele tyd gee van jouself aan ander, maar jy ontvang niks terug nie. En dan is daar natuurlik ook daardie stemmetjie wat daar diep binne in jou fluister en sê, jy kan nie langer so aangaan nie. En tog, ironies, juis by daardie plekke van uitputting en oorweldiging in ons lewe, is daar dikwels ook 'n uitnodiging. Nie om voor te gee alles is reg nie, maar 'n uitnodiging om te ontdek dat die plek waar ons baie keer op ons moegste voel, ook die keerpunt kan wees van waar ware vreugde begin. So ek wil so 'n paar gedagtes met jou deel oor 'n pad van keelvol voel na vreugdevol voel. En hoe die Here ons plekke van moegheid en moedeloosheid ook veral hierdie tyd van die jaar kan omskep in blydskap. Maar verstaan mooi, dis nie die tipe blydskap wat afhanklik is van 'n mens se omstandighede nie. Maar dis die tipe vreugde wat van Jesus self afkom. Want dis 'n soort vreugde wat 'n mens regop hou wanneer alles om jou voel of dit in mekaar gaan tuimel. Nou die beeld wat dadelik by my opkom is die van 'n Jenga speletjie. Ek is seker ons almal ken daardie speletjie waar jy 'n hoë toring moet bou uit sulke klein houtblokke en elkeen versigtig balanseer op mekaar en aanvanklik dan lyk hierdie toring mos nou baie stewig en stabiel. Maar die doel van die speletjie is om beurte te maak en dan houtblokkies uit die toring te trek sonder dat dit in duie stort. En hoe meer jy die blokkies uittrek en dan weer herrangskik bo-op, hoe meer begin hierdie toring bewe en hoe broser raak die fondasie, totdat jy daardie laaste blokkie uittrek en die hele toring in duie stort. Nou partykeer voel 'n mens se lewe ook so. Daardie daaglikse druk en balanseer toertjies raak op 'n stadium net te veel. Ek praat van die werkstres, van die finansiële druk, van die slegte nuus wat ons baie keer in families ontvang en daardie emosionele moegheid wat ons ervaar. Elke dag voel dan later soos daardie laaste blokkie wat ek probeer balanseer. Jy probeer versigtig beweeg net sodat alles tog net nie in mekaar stort nie. Die vraag is natuurlik of die oplossing moet wees om net die ou toring die hele tyd te probeer red. Is die regte manier nie van doen eintlik om eerder van vooraf te begin met 'n ander fondasie en met vreugde as 'n basis nie. Dit laat my nogal dink sommer aan die begin van die Bybel en daar word baie geskryf oor vreugde, maar daar in die Nuwe Testament as 'n mens dink oor Jesus se geboorte in Lukas 2 vers 10, dan staan daar mos dat dit goeie nuus is wat gebring word, maar met groot vreugde as daar verwys word na die koms van die Messias. Om hierdie nuwe fondament te verstaan, dink ek is dit belangrik om eers by hierdie tipe vreugde stil te staan. Van 'n engel wat aan eenvoudige herders verskyn het. En dan sê hy mos vir hulle, ek bring vir julle goeie nuus. Groot vreugde is in hierdie nuus opgesluit.
Nou hierdie woorde was nie net bedoel soos 'n kerskaartjie slagspreuk nie. Dit was eintlik 'n hemelse verklaring in 'n baie donker tyd. Wanneer ons die engel se aankondiging hoor, dan moet ons onthou watter wêreld ook op daardie oomblik geheers het, watter tipe wêreld geheers het. Dis die wêreld waarin Jesus gebore is. 'n Wêreld wat nie sag of romanties was nie. Dit was 'n tyd van Romeinse onderdrukking, van politieke spanning, van armoede en geestelike losbandigheid. Klink eintlik maar baie soos vandag. En dis juis in daardie donker werklikheid waar die engel dan nie net 'n bietjie hoop wil bring nie, maar hy bring goeie nuus met groot blydskap. Nie omdat dinge noodwendig makliker gaan raak nie, maar omdat God nou met ons is. So dis belangrik om te sien. Die vreugde wat God bring, was nie net vir die minder of vir die meer bevoorregtes nie, maar dit was vir die herders in die nag, vir mense wat op die rande van die samelewing geleef het, vir gewone mense, maar ook in moeilike omstandighede. En dit beteken, dis daarom ook vir jou en my, reg waar ons is, selfs in daardie tye wat ons keel vol is. En dan dink ek daar aan Johannes 15, want die vraag bly, hoe raak hierdie vreugde deel van jou en my daaglikse ervaring? Hoe kry ek toegang tot iets wat nie afhanklik is van hoe ek voel nie? Nou Jesus gee self vir ons die sleutel. Hy sê daar in Johannes 15, ek sê hierdie dinge vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. So, dis nie 'n oppervlakkige stelling nie. Hy sê dit net voor sy kruisiging, in 'n oomblik waar daar geen rede vir blydskap is nie. En tog praat hy van sy eie vreugde, 'n vreugde wat hy dan ook vir ons kom gee. En dit beteken dat die blydskap wat ek en jy nodig het om te bly staan in hierdie lewe, hoef ons nie self op te wek nie. Dis nie iets wat jy uit jou binneste moet probeer bymekaar skraap nie. Dis iets wat Christus self in ons kom plaas. Sy vreugde en sy volheid. Nou, hoe werk dit prakties? Hoe gebeur dit dat ek en jy gevul word met iets so bonatuurlik? Paulus gee vir ons 'n gebed om dit te illustreer. 'n Gebed wat vir ons wys dat hierdie bron van hierdie vreugde, waar dit werklik lê en hoe dit ook ons lewens kan transformeer. En dan dink ek daaraan Romeine 15, waar hy van vers 13 af praat. Die opskrif daar is, die God van hoop vul julle met vreugde. Dan bid hy as volg: Mag God, die bron van alle hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Let op, dis God wat vul. Dis God wat vir ons vreugde gee. En dit gebeur alles deur die werking van die Heilige Gees. So hierdie vreugde is nie net emosioneel nie. Dis op 'n diep geestelike vlak. Dis nie afhanklik van ons omstandighede nie, maar van 'n diep verhouding ook met die Here. Vreugde is daarom nie net die bonus van 'n sterk geloof nie, maar dis eintlik een van sy vrugte en dis selfs beskikbaar wanneer ek en jy baie moeg is. Nou, interessant, as Jesus die 72 disippels uitstuur om te gaan getuig, dan vertel Lukas 10 vir ons dat hulle teruggekeer het na die Here toe en hulle was vol blydskap oor dit wat hulle gesien en gehoor en beleef het. Lukas 10 bevat sommer 'n klomp redes waarom kinders van die Here met blydskap gevul kan wees. Die eerste ding is, ons het mag oor donker dinge. In Lukas 10 dan staan daar in vers 18 dat hy die Satan soos 'n weerligstraal sien val. Jy is met ander woorde nie meer vasgevang of magteloos in jou situasies en daar waar jy voel die donkerte oorwin jou nie. Jy het in Christus geestelike autoriteit. Jy kan in vreugde staan, nie omdat alles noodwendig altyd maklik is nie, maar omdat jy nie meer oorrompel word deur die donkerte van hierdie lewe nie. 'n Tweede rede hoekom ons harte vol blydskap kan wees, lees ons ook daar in vers 20. Hy sê, jou naam is opgeskryf in my boek. Jesus sê, met ander woorde, moenie net bly wees daaroor dat die geeste aan julle onderwerp is nie, maar wees veral bly dat jou naam reeds in die hemel opgeskryf is. Wat 'n wonderlike troos is dit nie ook nie. Jou identiteit
is nie in dit wat jy reg kry hier op aarde nie, maar is geleë in wat God oor jou sê. Met ander woorde, jy word raak gesien en hy vergeet jou nooit nie. Jou naam is reeds opgeteken in sy boek. Nommer 3, lees ons daar in vers 21, dat ons draers van Jesus se blydskap is. Nou hierdie is baie meer as net 'n positiewe ingesteldheid of goeie energie wat 'n mens moet afgee. Dis die blydskap het ons gehoor, wat ingeplant is in ons deur die Heilige Gees. Dis 'n vreugde wat jy kan dra in alle omstandighede, selfs wanneer dit baie moeilik is om die uitkoms te sien en om aan te hou glo. Nou dalk bevind jy jou op die oomblik op so 'n plek of 'n seisoen in jou lewe waar jy voel dat jy het baie min om oor bly te wees. Dan wil ek jou uitdaag om so 'n bietjie tot stilstand te kom en net eers weer klein te begin fokus op dit wat jy wel het. Wat doen jy met alles wat jy dan nou ook gehoor het? Miskien moet jy vandag ophou om te wag vir beter tye voordat jy kies om bly te wees. Miskien moet jy ophou wag dat dinge eers moet regkom voordat jy weer gaan glo dat God in beheer is en teenwoordig is. Vreugde is nie iets wat eers wag vir jou herstel nie. Dit kan eintlik die begin wees van jou herstel. Miskien beteken dit om iets kleins te doen wat getuig van hoop. Om 'n slag weer jou Bybel oop te maak en te lees. Ja, al verstaan jy nie altyd alles nie. Om 'n slag weer kerk toe te gaan. Al voel jy dalk ver van mense en dalk selfs ver van die Here af. Of dalk is dit net om eenvoudig oor te gee en 'n slag weer goed stil te word. Te sê, Here, hierdie tyd van die jaar is ek leeg. Here, ek is moeg, maar kom vul my weer met u teenwoordigheid. As alles in jou lewe voel of dit besig is om te wankel, onthou, jy hoef nie alles self regop te hou nie. Jy mag oorgee. Jy mag toelaat dat God jou ook weer opbou en herstel. Hy is die anker en sy teenwoordigheid is ook jou krag. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U altyd naby is. Ja, Here, selfs wanneer dinge vir ons swaar is en selfs in daardie tye wat ons fondasies geskit word. Ek gee U vreugde wat U in my geplaas het ook weer vir U terug, deur so te leef dat mense sal kan sien dat ek met U blydskap leef. Maak my van binne af sterk, Here. Help my om nie so geraak te word deur omstandighede van buite en daardie dinge wat buite my beheer is nie. Help my om gereeld stil te word, om bewus te wees van my seëninge en om U volkome te vertrou om my te gee wat ek nodig het. Dankie, Here. Amen.